En daar sê, dis Country Kollig hierso op VCR TV. Lekker om saam hier te kuier op hierdie Dinsdag aand en vanaand weer 'n spesiale gas hierso saam met ons. Dis Dusty Dixon. Dusty, baie dankie dat jy tyd gemaak het om bietjie met ons te gesels hierso op Country Kollig. Lekker om jou te sien. Mense hoor jou en sien jou jy weet op die sosiale platforms en weer lekker om bietjie met jou te gesels vandag. Baie dankie. Mens, lekker om met julle te gesels man. Dit is 'n voorreg. Gilbert het my gevra het. Ek was lank ook by VCR aanbieder geweest. So ja, is lekker oor country aan te bied daar. So is lekker om met julle ons te praat. Dan sê. Dusty, kom ons begin gou by die begin. Waar het jy groot geword? Ek meen, waar was jy gestasioneer as 'n chokkertjie? Waar het jy groot geword? Groot geword in Newcastle van alle plekke. Newcastle. Hore en dan die, ja. So ja, ek was vir 'n ruk daar, toe ek gaan swat in Ellisras. Ja, so maar meestal ek dink tot omtrent 14, 15 Newcastle. Ja. Okay. En op laerskool was jy natuurlik nou ook obviously nou in Newcastle gewees. En sê gou vir my, was jy baie sportiewe jongeling gewees? Ek het rugby gespeel. Ek het rugby gespeel, ek het geswem, ek het rekords gebreek in swem, glo dit of nie. Wat is dit? Wow. Rugby gespeel, ja, groot rugby gespeel. Ek dink ek het 1 jaar rugby speler van die jaar gewen. Ja, as ek geweet het dat vandag weet ek rugby gespeel het. Ja, en posisie? Definitief is dit nie. Ek was op dit. O, jy was Ek was baie groter. Ek was baie groter as wat ek nou was. Regtig? Ja, ek het nou 80 kg verloor in totaal, plus minus. Okay. Alright. Ek is nog steeds besig. Jy kan nie glo nie. So ja, ek is nog steeds besig om te probeer. Maar okay, op skool was ek nie so groot nie. Ek het net toe ek begin toer het ek begin baie groot raak. Ek het toe ek begin shows doen het. Jy eet nie. Dis nie van eet nie. Mense dink van eet. Baie mense is nie van eet nie, dis van verkeerd eet. Ja. So ja, nee, ek was dit. Ja. En sê gou vir my, was dit net rugby gewees? Ander sport het jy beoefen? Jy het nou gepraat van swem, was jy ook 'n wafferse swemmer gewees? Waar het jy begin? Ook op laerskool? Laerskool, hoërskool. Ek het rekords gebreek in swem. Okay. Glo dit of nie, ek weet nie waar ek op my naam is nie, maar ek weet ek het een gebreek met 'n sekond. Maar hulle sê sekond is 'n sekond. Ja, so, en ek het atletiek gedoen. Ek het alle goedjies gedoen. Okay, alright. En was jy dalk in die skool koor gewees? Het jy het Stedford gedoen en was jy betrokke met daai klas van dinge of nie regtig nie? Nee, weet jy wat, ek het jeugkoor gaan probeer doen, maar toe die juffrou vir my sê hoe ek moet sing. Dit was nie my vibe nie. En jare na het ek daar raak geloop toe ek met Makelas gaan toer het toe ons in Newcastle was, toe ek daar toe sit die juffrou daar. Ek sal nooit vergeet die juffrou van Rooyen. Toe sit sy daar vir my en kyk. En toe ek afklim, toe sê sy, jy nie daai ouetjie nie. Toe sê ek, ja, dis ek. Toe sê sy, nou hoekom? Toe sê ek, maar omdat julle vir my wou sê hoe ek moet sing. Toe sê sy nie, sy kan verstaan hoekom ek dit nie wou doen nie. Want hulle sê maar vir jou, jy moet bariton en al daai goed. Hulle wil vir jou sê, jy moet jou stem lekker dik maak. So. Ja. Ja, is nie vir my nie. Ek wil sing as ek wil sing. Ek wil dit doen nie. So ja, ek het seker jeugkoor gedoen vir, as dit 'n week was dit lank. Ja, het jy dit gedoen op hoërskool ook of okay, so dit was nie laerskool, hoërskool het jy toe wat? Nee, dit was hoërskool geweest. Laerskool is ons maar jy sing ons nou maar koor, want jy weet ons nie reg. Dan kom jy in die hoërskool en dan toe is dit jeugkoor, was ek koor en jeugkoor, so ek was gekies vir jeugkoor, maar so ek sê ek het dit 'n week gedoen. Dit was baie kwaad vir my want ek wou doen nie. Ja. Dis nie vir my. So ja, ek het 'n week dit gedoen en toe sê ek nee, dis nie wat ek wil doen nie. Alright. Okay. En hoërskool het jy natuurlik nou ander aktiwiteite wat jy beoefen behalwe nou vir die sport en daai was jy baie akademies aangelê of nie regtig nie, of was jy maar nou soos die gemiddelde mens maar was, jy weet, jy het maar geleer en jy het deurgekom en dit was goed genoeg geweest. Ek het geleer soos wat ek moes. Ek het toe ek in standaard 6 kom, die juffrou ons vir gevra wat wil jy word? Toe sê ek 'n musikant. Want hulle wil vir jou sê wat se vak jy nodig het. Dis reg. Dis nee, want jy het geen vakke nodig het. Dis ek okay, lekker om 'n bietjie artillerie. Maar nee, ek het daarom geleer. Ek het alles ras toe gegaan. Ek het daar geswat vir 'n jaar, maar ek het nooit klaar gemaak nie. Anders het ek gewerk vir Eskom vandag. So ek het toe ek was 'n jaar daarin teruggegaan vir my ma gaan kuier en toe het iemand aan moet toe ek na 'n plaas, die Music Farm met Hutter se plaas. Okay. En toe het ek begin met musiek. Ek het nooit weer teruggegaan of verder swat nie. Wow. Ja. Okay. En jy het basies van skool af geweet dit is wat jy wil doen. Jy wil 'n musikant word. Klaar. Dis
ek het nie geweet die geleentheid gaan so opkom dat ek hierdie ou ontmoet en hy vat my soontoe en op die pad ontmoet ek toe om Tolla van der Merwe en alle goed. Ou weet nie hoe jou lewe uitgelê is nie. Maar dis wat toevallig maar gebeur het en ek wou altyd sing. Ek het net nooit geweet ek gaan dit my lewe maak nie, want niemand weet regtig. Ja, jy kan ons nou nie voorspel nie, ja. En toe jy nou klaar is met hoërskool, toe jy sê jy nou verder gaan swat by in Alice Ras en wat het jy daar gedoen? Boonbehalwe nou vir die swattery. Het jy nou maar gesing of nie regtig nie? Niks om te doen daar nie. Ja, is drink. Dis wat ek doen, maar ek het dan nie, want ek was nog 'n bietjie jonk, maar wat is in Alice Ras om te doen? Was eintlik niks om te doen nie. Jy het maar gegym en geswat of wat gaan kuier. Daar's niks regtig in Alice Ras. Nou hoor ek die plek, ek het laas daar verbygery, daai plek's nou so groot. Toe ek al was dit 'n klein plek. Ja. Okay. Nou jy het natuurlik al die land seker al deurgereis, met jou musiek en optredes en al daai klas van ding. En ek vra altyd maar vir die kunstenaars, ek vra altyd as jy nou, as Dusty Dixon nou 'n week of 2 weke vir homself het en hy wil nou bietjie op vakansie gaan binne die grense van Suid-Afrika, waar sal daai happy place wees vir Dusty Dixon? Waar sal jy graag wil wees net om af te pak? Dis 'n moeilike vraag. Ek het kiddies, so ek kan nie net gaan waar ek wil gaan nie. Okay. So wat ek deesdae doen is ek vat so ruk, dan gaan ons nou maar elke jaar gaan ons Sun City toe. Okay. En ons gaan chill daar. Dis vir die lekker, want ek kan lekker saam met die kinders tyd spandeer en dis waar dit vir my gaan. Dit gaan nie oor myself nie. So lekker tyd saam met hulle spandeer en saam hulle, en as ou terugkom as ek in elk geval so moeg, dan kan ek lekker by die huis meer chill. Dis waar hierdie lekkerste feel is maar by jou huis, maar daar's baie plekke, né? Dis net dis moeilik as ou kinders het. Dis en jy's 'n musikant. Ek dink die mense verstaan dit nie, want jy het nie, hulle is in die skool, so jy het nie daai tyd regtig nie. So jy moet 'n kans kry om saam met hulle, maar dan moet jy ook doen wat jy kan nie net by 'n plek gaan sit. Jy kan na 'n vakansieoord toe gaan, ons het baie baie die Kololo toe gegaan. Dan is lekker ook. Ek kan ook daar tyd spandeer saam met hulle, maar ek kan nie net na 'n plek toe gaan wat ek net wil sit en chill nie, want die kinders wil nie. Hulle wil beweeg. So Ek vra altyd, is jy bosmens of is jy seemens? Wat is jou voorkeur? Ek gaan nie kamp nie. Jy's iemand wat kamp nie. Nee, ek dink omdat ek reg daai so groot geword. Ek was al in Namibië deur Damaraland. Al daai goeie, die kamp ding gedoen alles. Dis net ek het nou nie 'n karavaan en 'n tent en so. Wel ons het nou 'n tent gekoop, want ons gaan nou na Namibië toe. Maar sommer so 'n dingetjie maar net so vir die strand, maar dit is 'n groot tent. Ek kon nie glo die ding is so groot, hy is eintlik te groot. So dis die naaste wat ek gaan kamp kom is by die see in Henties Bay. Ja, Henties. Okay, lekker. Vang jy graag vis of nie regtig nie? Kry nie tyd vir dit nie. Kry nie tyd nie. As ek na Namibië toe gaan, ek kry nie die tyd daarvoor nie. Ek's te besig. Ek wens ek kon tyd hê, maar ek gaan hierdie keer gaan ek probeer dit. Bietjie by mense wat my genooi het. Ek sê hoorie, jy gaan bietjie saam met kom vis van. So ek glo hierdie keer gaan ek. Maar is nie dat ek nou uit myself sal 'n visstok vat en gaan gou viswaters toe gaan en gaan vang. Ek kry nie die tyd daarvoor nie. Ja. En ek vra altyd die mense, jy weet, as ons nou braai een kant toe skuif en ek sê vir jou, right, Dusty, wat is jou comfort food? Wat is daai kos wat jou nou gelukkig maak? Is dit nou 'n bord van die kos voor jou sit? Wat is daai kos van wat jou nou gaan happy maak? Jy weet daai behalwe nou vir braaivleis. Kom ons kyk wie braaivleis, want ek weet baie mense gaan sê braai, want ek meen dit is mos maar lekker, maar as dit nou nie braai is nie. Hou van potjie en ek het lanksaam makelaars getoer, baie geleer by Andries Krogman. So ek hou van 'n pot. Ek maak partykeer sommer 'n hele skaapbout in 'n pot. Daai tipe van goed. So ek hou van kos maak, want ek het dit geleer by Andries Krogman. Ek meen ek het 14 jaar makelaars getoer, so in 14 jaar leer 'n ou baie by Andries Krogman wat kon kos maak. Ja. En sê gou vir my, die getoer met makelaars, wat presies het jy daar gedoen? Want jy het nou soveel jare wat jy saam met hulle was. Jy was wat? Ek was die hoofsanger. Van makelaars. Obviously 'n paar TV-shows ook gedoen, maar obviously moet hulle mos nou maar baie ouens kies vir die TV-ding. Ek was die hoofsanger gewees. Ek saam met Tolla eers getoer. Tolla het hierdie ding gehad, hy het my, omdat ek mense na maak het hy gesê, hy het my op die pad opgetel, hy weet nie of ek kan sing nie.
Maar die mense moet maar self besluit en dan as hulle dit geniet moet hulle hande klap en as hulle nie hande klap sal ek sommer self gaan. So ja, en toe het ek obviously saam om Zak en toe om Tolla nou oorlede is, toe om Zak kom en Thys die Bosvat klonk. Thys was nie baie lank saam ons, die Thys het so ek dink as hy 2 jaar saam ons getoer het, was dit lank. En toe het hy ook eie ding gedoen. So ja, ek was maar die sanger, ek het mense nagemaak op Makkelas. Dit was alles, it's all about entertainment. Alles oor, gaan om die mense te vermaak. Dis waar het gegaan het. Ek dink omdat ek die mense kon namaak, want ek het daai tyd 25 mense nagemaak op die show self. Ek het naderhand minder begin doen, maar dit was net te veel. Sulke kort goedjies gedoen. Toe maak ek dit korter. Ek doen dit nog vandag ook, maar ek probeer dit bietjie cut, want baie keer op 'n show weet mense nie hoe ek eintlik sing nie. So toe dog ek, so Steve sal sê, as jy dink jy weet hoe dit is, so ek stop bietjie met daai goeie vir 'n rukkie, jy weet. Ja, stop bietjie. Ek sien hoe Makkelas jou gevat het. Okay. Ja, wat lekker. Ek het hom Tolla op 'n baie snaakse manier ontmoet, maar dit was vir my great geweest om saam om te werk. En om Zak, ja, ek mis uit nou die 27ste November was om Zak se verjaarsdag, so ek mis daai ooms. As ek 'n toer as ek kon kies vandag in my lewe, as iemand my kon vra wat wil jy oordoen, sou ek gesê daai toere. Dit was die amazingste toere en ek het so baie by hulle geleer. Ek het al saam baie mense getoer, maar saam daai ouens was dit die beste tyd vir my lewe. Was 'n fees geweest. En het jy ook maar die land deur getoer, Dusty, of was dit spesifiek maar net in 'n spesifieke area? Nee, hele land. Ons was tot in Namibië, ons was oral. Daar was eintlik nie 'n dorp wat nie in was. Ons het eintlik weer van voor af begin. Weer by dorpe waar mense ons gevra het, hoor hierso, wanneer kom julle weer? Want ons weer gegaan. Maar jy kan ook net soveel shows doen. Ons moet naderhand die goed verander. Maar ja, jy kan net soveel shows doen. Maar was lekker. Ja. En dan sê ons praat met Dusty Dixon hier so op Country College. Ons gaan nou weer terugkom net na die breek en dan gaan ons bietjie met hom gesels oor sy musiekloopbaan. So, moenie weggaan nie, bly ingeskakel hier op Country College. Ons is nou weer terug by julle. Nou ja, daar sê ons is weer terug hier op Country College en ons gesels hierso met Dusty Dixon. Ons gaan nou 'n bietjie meer uitvind oor Dusty se musikant, Dusty as 'n musikant en 'n bietjie oor sy musiekloopbaan gesels. Dusty, jy het nou vir ons gesê waar dit alles begin het. Jy het al van skool daar af het jy besluit dit is wat jy wil wees. Jy wil 'n musikant wees en dit is wat jou gelukkig maak. Jy het ook toe gaan swat na die tyd en ja, sê gou vir my, hoe het jy begin met die musiek? Waar het jy begin optree? Hoe die dinge vir jou begin in mekaar val, die legkaart stukke, hoe het dit vir jou begin in mekaar val? Ek het eintlik van kleins af begin sing en belangstelling in musiek. Vandat ek onthou, my pa almal was musikaal. My pa het almal musiek gespeel, maar hulle het boeremusiek gespeel. En my pa het gesing. My pa het gesing soos Jim Reeves. Hy het 'n Jim Reeves stem gehad. Hy het gesing saam Charles de Kobe. Okay. Charles de Kobe wou gehad my pa moes saam met hom sing, maar hy wou nie. Hy dit was nie sy hy wou nie voltyds in dit gaan nie. My pa het gewerk vir Eskom. Toe het Eskom nog geloop. Ja, toe was die liggies nog aan, ja. Ja, so my pa het ek het maar so dit kom maar van my pa se kant af. Die musikant ding. En ja, soos wat ou maar groot word, speel jy maar gitaar en jy ontmoet mense. Ek het 'n ou met die naam van Willie Birkenstock ontmoet wat 'n country sanger is en hy het vir my eerste backtracks gegee. Ek het eendag by in Escort vir my oom gaan kuier toe ek Willie Birkenstock ontmoet en toe gee hy my tracks van sy backtracks. En van daar af het ek hierdie goed begin sing en so nou en dan kom jy mos by 'n ding en sê jou ma vir jou jy moet sing. Dan sing ek nou maar 'n liedjie daar en so het mense my gesien en dan begin ek daar sing. En ja, toe ek gaan swat het en teruggekom het ek net op Matt Hutter se plaas geëindig en dis waar die dinge maar begin het. Toe moet ek vir Kurt daar, want Kurt nog sulke lang hare gehad. Dozy was daar. Almal was op daai plaas. Ek kan nie dink dat daar nie iemand op daai plaas was nie. Ja, en so het ek Makkelas getoer vir 14 jaar, soos ek gesê het, 14 jaar in Vetkoekpaleis. Ek het Vetkoekpaleis ook gedoen. Ek was 'n silent actor op Vetkoekpaleis. Okay. So dan en dan het ons het met die ding getoer ook. So ons het getoer met Vetkoekpaleis. Selfde ding. Vetkoek geëet in die eerste helfte van ons show. In die tweede helfte van ons show het ons baie soos 'n Makkelas show gedoen. Dan het ek nou maar my show gedoen en oom Zak het sy ding gedoen en Koekie Zeldien Tron het daar ding gedoen en Elvin Breinders was ook daar want ons almal het ons eie stand-up ding gehad wat ons doen. En ja, dit was lekker. Dis die beste tyd van my lewe.
Ja. Behalwe vir die petkoeke wat ek moes eet, maar verder was dit lekker. Sê gou vir my, jy kom nou natuurlik uit daai musikale familie uit, en hoe sê het jou opvoeding, jou besluit beïnvloed om voltyds musiek te maak? Was dit as gevolg van dat jy groot geword het met dit en jy nou maar net daai gogga het jou nou maar net gebyt van 'n baie jong ouderdom wat jy besluit het, hoor hierso, dit is iets wat ek nou voltyds wil doen? Ek het op die plaas, toe ek op die plaas kom, het ons net meubelpromosies gedoen. Almal het meubelpromosies gedoen. Ek meen ek het hier op 'n kant gestaan, dan staan Kurt Darren aan die ander kant, dan promote ons meubels by Russells of by Bradley's. So dis waar dit begin het eintlik. Okay. Dan het ek Sondag het ek gegaan na omdat ek by Hartbeespoort gebly het ek Keshan Cafe toe gegaan. Dan het ek vir Dousie gaan kyk. Toe het niemand geweet wie Dousie is nie. Dan het ek van daar af Zillertal toe gegaan waar Clive Bruce se band was. En dan het ek daar vir Nicholas Lou gekry. Toe was Nicholas ons het nog begin daai tyd. Ons het nog net begin. Ons het saam hierdie band gespeel. Dis Clive Bruce se band. It was amazing. Ons saam hierdie band wat vir ons ek was so klein seentjie, dan sit ek skelm en kyk ek sing country. En jare daarna sing ek saam hierdie band elke Sondag, maar dit was talentkompetisies, maar ek het elke Sondag gegaan. En dis waar ek besluit het. Weet jy, dis wat ek wil doen en somewhere along the line daar het ek toe nou met die meubelpromosies en alles wat ek doen, het ek Tolla ontmoet. En Tolla het vir my gesê, hoor hierso, jy moet saam met my kom toer. Dus toe doen hy al, ek dink toe het hy al 2 Makelas roadshows gedoen. Ja. En toe sê hy vir my, jy moet saam kom, jy moet my daar kry. Dan was die eerste show was in Brits. En toe het ek vir Charles Claassen ontmoet. Hy was die ou wat alles georganiseer het vir Makelas en toe het hy eventually my bestuurder geword. En so het ek begin toer saam Makelas. Ja, en die res is geskiedenis want dis toe wat ek doen. Ek het toe net dit gedoen. Ek het nie ge-worry oor enigiets anders. Dit was vir my die lekkerste tyd in my lewe. Ja. Nou, soos jy gesê het, jy kom van Newcastle, daar in KwaZulu-Natal. In daai tuisdorp, ek weet, ek het self daar gebel, eintlik net buitekant Newcastle, het ek seker vir 'n paar maande, miskien so 6 maande daar gewerk. Sal jy sê dat dit jou enigstens beïnvloed het musikaal gewys? Ek meen jy het nou groot geword en jou pa was, en jy het natuurlik nou ook gepraat van die backtracks wat jy gekry het, wat natuurlik daarso was. So, sal jy sê dat dit jou ook op 'n baie vroeë ouderdom beginne beïnvloed het en jou gehelp het om daai besluit te maak met dit wat jy gekry het in Newcastle self? Ek dink so, ek het ook in Newcastle, toe ek nou eventually die tracks en goed gekry het, ek het so opgeneem op 'n ding. Iemand het vir my so ding gegee waar ek deur kon sing, was nogal 'n lekker masjienkie gewees. Ek kan nie, jy kry hulle nie meer nie. Jy kan jouself opgeneem het en dit het great geklink. Toe het ek hierdie ding een keer gespeel, toe om Lance James en Sally Vaughan en al die mense kom show in Newcastle. Toe speel ek vir hulle die tape, want dit was nog 'n tapie. Ja, speel ek die tape vir hulle en toe sê hy vir my, oom Lance, sê vir my, ou seun, jy moet uit hierdie dorp uitkom. Jy sal nie hier kan enigiets doen met jou musiek, maar as ek jou kan raad gee, moet jy vinnig daar aan die ander kant kom. In Pretoria, dis waar die dinge begin. Ja, so ek het toe nou nog, soos ek sê, ek het gaan swat en die geleentheid het opgekom toe ek na Matt Hitter se plaas toe gegaan het. Ja. En dis nou waar die dinge eintlik begin het, maar eers meubelpromosies en ek het obviously gaan sing in 'n plekke as mense jou op hoek sing. Maar later was dit maar nog meestal pubs, daar was feeste, maar nie so baie soos nou nie. Ja. Nou jy het gesê dat jy het nou natuurlik vir meer as 'n dekade het jy saam met Makelas getoer en jy was saam in 'n groep gewees daai tyd. Na soveel jare wat jy in 'n groep was, wat het jou toe geïnspireer om 'n solo musikant te word? Wel, Makelas se tyd was verby. Zak het met my kon praat, hy sê, jy weet, ek kan net so lank dit doen, ek moet nou fokus, en dis ek, natuurlijk. Ek was natuurlijk die sanger vir 5 jaar lang, die sanger van Touch of Class, saam met Leon van der Merwe. Juist omdat ek in 'n groep was, het ek gedog, let's try it again. Maar ek het agtergekom, dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil maar my eie ding doen. Jy weet, in 'n groep, is jy net 'n groep. Mense vergeet van jou. So ek het luister hier so, ek wil regtig waar my eie ding doen. So, maar om Tolla, om Zak het my gesê, dis die Makelas, ons het ons tyd gehad en ek stem saam, jy weet, dit was lekker. Maar daar kom 'n tyd wat ou maar moet aanbeweeg en jou eie ding doen. En
Ja, is net die ding is songs, jy moet songs so vinnig, ek was nou op Afrikaans groot en alle goede, maar jy het songs nodig. Ja. Jy moet skryf. Maar ja, volgende jaar kom maar 'n paar nuwe songs uit. Ek is baie opgewonde. Ek's nou net weg met Touch of Class. So ek sien net na die nuwe songs. Want dis waar dit gaan. Met Touch of Class kon ek nie nuwe songs doen nie, want Doan wou die songs doen wat hulle doen nog steeds. Wat ek verstaan, is 30 jaar se musiek, maar ja, ek wil nuwe songs doen. Nou wat sê jy sê was jou grootste uitdaging van die feit dat jy in 'n groep was tot die oorskakeling na 'n solo kunstenaar? Wat was die grootste uitdagings van dit na solo? Was daar nie regtig enige? Eintlik niks, ek het soveel werk. Na Touch of Class het soveel werk, want die mense, al die corporates en alle ouens het my geboek. Ek dink maak 'n las het vir my baie duur op. Ek praat Fatman is 'n baie goeie, Johan Brimmer is 'n baie groot pel vir my en ek is besig, ek is baie geseën. Ek is besig. Maar ek dink is omdat ek saam met my ouens getoer het en die mense boek my nog steeds van daai tyd af. Ek baie geseënd oor dit. Ek wil net graag nuwe musiek uitbring. Ja, nou daai solo albums van jou Gospel the Elvis Way en Romeo Juliet wys baie verskillende style en genres en dis meer. Hoe besluit jy watter rigting elke projek moet gaan? Want ek meen dit is mos nou maar ek dink baie mense as hulle musiek, ek meen jy moet ook die gehoor in ag neem, want jy weet, ek meen jy's nou al jare in die bedryf, jy weet wat werk en wat werk nie as jy voor 'n skare staan. Jy weet wat is hulle voorkeur en dis meer. So hoe sal jy sê hoe besluit jy watter rigting jy wil beweeg met 'n sekere genre? Jy kan nie altyd besluit nie, veral nie as jy by platemaatskappye is nie. Daai tyd met Gospel Elvis Way, omdat ek Elvis doen en Elvis namaak en weet ek doen dit nie meer heeltemal nie. Ek het op 'n tyd daai Elvis album moes ek oorsing, want ek het dit presies soos Elvis gedoen. Toe ek Ster van die Week gaan doen met Nikkie van der Berg. Ja. Toe roep Nikkie my. En maar hy het net so vir my gemaak. Toe moes ek nou die SMS'e kom lees. Toe sê die mense daar's nie 'n manier wat dit ek is wat daar sing nie. Daai is Elvis self. Toe moes ek dit gaan oordoen. Laat dit nie heeltemal klink soos daai nie. Soos Elvis. Wow. Dis eintlik 'n kompliment. Ja. Ja, dit was seker baie cool, maar dit was eintlik dit kan ook 'n probleem veroorsaak. Nou dink ek mense ek is Milli Vanilli of iets. Ja. So ek moes alles geoordeel dat dit net half daarom bietjie daarom my vocal in het daarso. Maar ek het in die aande gaan sit en na Elvis se gospel luister om dit presies so te doen. En die country Elvis, ek het 'n country Elvis ook gedoen. Dit baie goed vir my gedoen. Hy het platinum verkoop. Ja. Ek het en dan Romeo en Juliet, daai stadium het ek gebly by Ray Dillon en sy musiek het my gesign en toe moes ons ek het 'n song op die pad geskryf. Dis hoe ek skryf. Ek skryf 'n song en sit ek die woorde op my WhatsApp status wat hy nie moet doen nie. So Romeo en Juliet se status het ek op my WhatsApp gesit. Die tyd het gekom vir jou om te gaan. Ek hoop jy verstaan, ons gaan mekaar nog net breek. Toe bly my vrou nog in Namibië. Toe sê sy, hoorie, is daar iets wat ek moet weet? Sê ek, nee. Hoekom, wat fout? Dis nie jou WhatsApp status. En so, dis hoe dit gebeur het. Toe ons het 'n song gedoen by Ray en ons het dit ingestuur of ou daarna geluister by Sony en die ou het gesê nee, ons wil hom sign. Dit het hulle my gesign, toe raak ek 'n select kunstenaar want dit was toe Sony Select. So ja, toe is ek daar. Dis hoe daai album gebeur het. Maar daarso was dit moeilik want ons nie presies geweet wat om op te neem nie, want dit was so vinnig. So daar is toe weer net covers op. Paar nuwe songs maar covers ook. Ja. Nee, jy staan ook bekend as 'n persoon wat lief is om die genres te meng. Jy weet jou country en jou gospel, jou pop, jou rock, al daai verskillende genres jy lief om te meng. Wat trek jou aan om genres op die manier so te kombineer? Ek probeer vir mense daar buite gee van alles wat hy kan. As ek 'n show doen ek enige ding, Afrikaans en Engels. Kyk, meeste van my goed wat ek besig doen is net Afrikaans, maar op my live shows doen ek nog steeds country, pop, Damn It I Love You, Live On, dis die tipe songs wat ek doen. Want dit is lekker, dit val lekker op die oor. As Suid-Afrikaanse mense soek hulle songs wat hulle ken, die snaakste ding. As jy 'n nuwe song sing van Kip Moore, en ek love it, ek love Kip Moore se songs.
Dan sing ek en ek dink is 'n great song. Dan sing ek hom live vir mense, dan kan die mense, dan kyk die mense, hulle ken dit nie. Maar as sodra jy 'n Gambler sing of 'n Some Broken Hearts of 'n wat ook al wat mense ken, dan is almal happy. Dis die snaakste. Maar so Suid-Afrikaanse mense soek goed wat hulle ken. Ja. Hulle nog steeds met liedjies skryf. Kyk, dit is ons nou nie almal wat kan liedjies skryf nie. En die inspirasie moet van iewers afkom. Dis moeilik. Waar staan jy met dit? Ja. Dis moeilik. Ek kan nie daai kan gaan sit en skryf soos my seun. My seun gaan sit en skryf sommer nou vir jou song in 20 minute. Ek weet nie hoe hy dit reg kry nie. Maar om te skryf is nie maklik nie. Ek het Stille Soldate wat ek geskryf het, 'n jaar gevat om die liedjie te skryf. Ek het voor die Voortrekker Monument gaan sit. Al die ouens se name teen die mure gesien en gesien is niemand hier nie. Almal het vergeet van hulle. En hierdie ouens het geveg vir ons land. En dis hoe ek die song geskryf. Het het my jaar gevat om die liedjie te skryf. So party songs vat baie makliker en party songs is bietjie moeiliker. Dit hang maar af. Realiteitssongs, om 'n song te skryf wat realiteit is baie moeiliker as 'n song wat net sommer gehou 'n party song is. Ja. As jy nou enige een van jou vorige liedjies nou kon basies herverwerk of herskep, watter een van daai liedjies sou dit wees en hoekom? Ek het in feite reg te doen ons Stille Soldate. Net so met 'n akoestiese gitaar. Ja, dit was amazing. Want daai song is 'n diep song, dus dit raak mense. Net as ek dit kan doen, dan sal ek daai nogal like om oor te doen, maar daar's eintlik 'n hele klompie wat ek graag sal wil doen. Want wat ek meer nou kan doen wat nou op die mense se ore nou sal val en wat nou hierdie tyd sal werk. Daai tyd het nie gewerk nie. Maar dit was bietjie te veel pop. Dit was bietjie te vinnig vir die ouens. Ja, so as ek dit nou kan oordoen en modern doen soos vandag, so ek gryp dit is 'n hele klomp. Ek dink ons nogal heel wat. Jy het by 2019 het jy nou natuurlik aangesluit by Touch of Class. Hoe het daai geleentheid ontstaan? Hoe het dit gekom dat hulle jou genader het vir dit? My album. My album Stille Soldate, ek het dit opgeneem by Roan en by Dion. Okay. En Roan op daai stadium het gesê hy wil gaan. Ek het mos weer mos en ek wil my album uitbring baie graag. En die album het toe nooit uitgekom nie. Dit kom toe uit as 'n Touch of Class album. So Dion het my gevra en ja, het my rukkie gevat om ja te sê want ek weet of ek weer in 'n groep wil wees nie. Ja. En die album was klaar daar gewees, hy moes net uitkom. So daai album wat 'n Touch of Class album was, is eintlik my eie album. Ja. Wat ek moes uitgebring het vir myself. Wat eventually toe nou 'n Touch of Class album geword het. Dis maar hoe dit ontstaan het. Ja. En ja, dit was nie lankie want ek meen COVID was net daarna. Nou wat sê jy sê was die oomblik wat vir jou uitgestaan het toe jy nog saam met Touch of Class was? Want ek meen daar is mos maar altyd daai een oomblik wat vir jou uitstaan, wat onvergeetlik is. Ek weet regtig nie. Ek kan nie regtig sê nie. Met Makelaars is daar goed wat ek regtig onthou. Touch of Class was maar net Touch of Class. Ja. Ek meen hulle kom al jare saam, nie? Touch of Class is mos nou al jare met Ronel gewees begin en Dion soos jy gesê het. Dion en Ronel Dion en hulle het Touch of Class begin. So Ronel het begin en Dion het Touch of Class gehou, die brand se naam. En obviously aangesamel het in 'n Roan het toe ingekom en ek persoonlik dink dit was die beste Touch of Class wat daar was. Want Roan het 'n stem wat skrik van niks. Ek het nie gemind om die songs te doen wat Roan gesing het nie. Sounds of Silence, alle goede. Omdat ek die mense nou maak en ek het al Sounds of Silence gesing, Disturbs Away. Het ek nie gemind nie. Maar ek wil my eie ding doen. Ek dink van alles wat as ek kan sê, moes ek eerder net my eie ding nog steeds gedoen het. Ek moes nooit daai way gegaan het nie. Ek moes Dusty Dixon gedoen het, stryd van daar af reguit. Maar ja, dit was lekker. Dit was nie foute nie, maar net ek moes dis 5 jaar gewees wat ek daar was en 5 jaar wat ek nuwe songs nog meer kon uitbring as wat ek het want ek het daar Stille Soldate het met Touch of Class uitgekom en is eintlik my liedjie. Maar as ek sê, ek gaan hom oordoen. Definitief. Ek sal nog besluit, daar's 'n paar songs op my album wat ek seker sal wil oordoen. Is dit hoekom jy 20 of laas jaar 2024 nou dit
tot einde gebring het, is omdat jy weer Dusty Dixon wou wees, jy wou weer die solo loopbaan gevolg het. Is dit die rede? Dit is maar die rede. Ek dink, party goed werk en party goed werk net nie. Ja. Dis al wat ek kan sê. Ja. Party goed werk en party goed werk nie. Dutch of Class het nie vir my gewerk nie. Glad nie. Okay. Ek is self 'n gitarist, verstaan, so ek wil self ook gitaar speel. Dion is die gitarist in die band. En obviously jy kan nie net speel wat jy wil nie, man, jy moet dis wat Dion sing nie. Hy speel gitaar. So iewers moet hy iets doen. En dan is dit nog 'n storie, want dan raak jou gitaarspel self raak agter en jy kan nie doen wat jy wil doen nie. So vir my gevoel is dit. Ja, it was something I did. Ek het dit gedoen, maar ja, ek kan nie regtig vir sê nie. Is in my kop sê vir my ek moes nooit nie. Ja. Maar ek het. It was a learning. Ja, dit was maar net nog 'n episode in die boek gewees of nog 'n hoofstuk. Was 'n hoofstuk in die episode, ja, dis dit. Maar ek is op 'n happy plek nou. Is happy. Ja. Nou as jy nou vir iemand wat nog nooit jou musiek gehoor het nie, hoe sal jy aan hulle beskryf die Dusty Dixon klank? Hoe sal jy dit vir hulle beskryf? Vir iemand wat nou nog nooit jou musiek gehoor het. Kyk, is moeilik, né? Ek sal maar net 'n gitaar vir hulle begin sing en sê hierdie is my sound. Maar wat hoe sê jy nou eintlik vir iemand? Ek meen jy eintlik sing ek enigiets. Eintlik in Suid-Afrika sing almal eintlik enigiets. Ek sê die enigste ou wat net wat versatile is nie. Ek meen Steve Hofmeyer, alle ouens doen hulle eie goed en hulle doen covers. Ja, maar jy moet, dis wat ek vroeër vir jou gesê het, jy kan nie net jou eie goed sing nie. Jy gaan 'n Sweet Caroline of wat ook al in jou show moet sit, want dit is amper asof dit volksbesit is. Mense love daai goed. Ja. Sweet Caroline, I mean, The Gambler. Ek kry jong mense wat my vra vir The Gambler. Jong, so dis 'n song wat nooit gaan vergaan. So om my songs aan die mense te verduidelik is net jy gaan lekker saam kuier. Dis al wat ek kan sê. My albums gaan obviously 'n bietjie anders te wees. Maar as ek 'n live show doen, ek doen alles in my vermoë dat die mense hulle self geniet. En jou show op die verhoog, gaan mense dit geniet as jy lewendige dis presies wat ek probeer. Die energie is daar. Ja, ek probeer die mense op 'n show met die mense dit geniet. Dis hoekom hulle my daar kry. Ek wil hê hulle moet huis toe gaan en sê, "Yes, dit was nou lekker." Ja, jy gaan ou kry wat sê, jy kry hulle. Jy kan nie almal, jy's nie almal se cup of tea. Maar jy gaan darm 'n paar mense gaan dit darm geniet en hulle gaan. Want ek probeer ook bietjie komedie inbring. Ek probeer die mense laat lag. So my show is 'n variety. Ek doen nie net ek klim op die verhoog en ek sing net nie. Dan al wat 'n show dit is. Kyk, feeste is moeilik, veral as die mense baie ver van jou af is. Maar 'n show waar die mense om my sit en ek kan hulle bietjie entertain. Dis vir my lekker. Ek love it, want dan kan ek nou hulle bietjie laat lag. Ek kan die mense nou maak, ek kan 'n grappie vertel, ek kan die mense laat dans. So ek kan enigiets doen op 'n show. En dis wat ek like. Vertel ons 'n bietjie van American Trilogy. Ja, ek het daai song gesing op Zaak se begrafenis. En is eintlik 'n song wat ek gesê het ek wil dit nie weer sing nie. Want dit was my ons het altyd ons Makelaars afgesluit met daai liedjie. Okay. En die dag toe Zaak oorlede is, toe vra Tannie Magte my van Billy Wally. Zaak se vrou sal ek die liedjie sing. Toe sê ek, ja Tannie, dit gaan vir my moeilik wees. En ek het dit gedoen. Ek het die liedjie gesing, was vir my moeilik, was baie moeilik, maar toe ek my oë so toe maak en ek hoor Tannie Magte, want sy kon ook sing. Sy het baie goed gesing. Toe hoor ek haar stem en dis wat my gehelp het. Toe ek so opkyk, toe kyk ek vir haar aan. Ja, dis ook die song, dit is so baie hartseer. Ek het die song weer gesing. Ek het op my pa se begrafenis gesing, maar daar het ek baie gesukkel. So eintlik ek wil eintlik 'n liedjie. Dis 'n song baie mense vra my en sê ek nee, ek het nie die track hierso nie. Want jy kan hom nie net solo doen, jy kan nie met op 'n gitaar doen, dis 'n song wat jy moet sing met 'n band. Jy weet jy daai drum en alles nodig agter jy en sê ek het hom net nie hierso nie. So ja, daai song is maar 'n hartseer song vir my, maar dit was ook 'n great song geweest. Dit is 'n great song. Vir my is dit 'n persoonlik, ja. Ja. As jy met enige Suid-Afrikaanse kunstenaar nou kan saamwerk, wie sou dit wees en hoekom? Wel, ek het die voorreg gehad om 'n duet te doen saam Steve Hofmeyer. Dit was daar is niks, ek dink daar's iets.
Dis lekker. Ek meen ek het die song vir Steve gespeel en hy het na my gekom en my gesê, ja, Dusty, wat sê jy sê as ek en jy die song saam rekord, hoe lyk dit? Wat sê jy daarvan? En ek meen dit is die grootste ding. As iemand dit Ja. Steve Hofmeyr dit vir jou sê. Ja. En dit is ook toe ons hierdie song uitgebring, maar toe moes dit Touch of Class gaan, ek kon dit nie solo doen nie. Ja. So as ek saam iemand kan werk, Fat Man, yes, ek love Fat Man. So is my beste pal op die oomblik. En nie dit nie musikaal gewys, vocal gewys. Hy's net 'n great persoon om mee saam te werk. Ek kan saam hom enige tyd. Dis ja, definitief. Daar gaan definitief iets gebeur saam met hom binnekort. Seker volgende jaar nou, maar as ek saam iemand kan werk, sal dit hy wees. Ek wou jou nou net vra. Ek meen jy het nou al verskeie solo projekte al aangepak en deurgewerk en jy het saam met bekende groepe al opgetree. So jy het al diep spore getrap. Wat is die volgende stap in jou musiekloopbaan? Nuwe musiek en dan ek wil net toer en obviously Kuleski, ek is by Kuleski, so hulle doen al my bookings. Ja, ek het 'n nuwe sang wat uitkom. Ek het hom gister nogal vir die baas gespeel of gestuur vir Arnold Kuleski en hy love it. So hy sal seker volgende jaar uitkom. En 'n ou soos Johan Brimmer, Fat Man, gaan my musiekvideo doen, man. Ek dink daar's 'n ou wat dit beter kan doen nie. Ek het nou klaar oor gepraat, so ja, hy doen ook musiekvideo's. So ja, lekker. Kan nie wag nie. So 'n nuwe song is ek sê altyd vir die mense deesdae en sê ek mag dit altyd reën waar jou skape wy. Ja. As dit groet, want dit is die liedjie se naam. Ja. Waar jou skape wy. Lekker. Ja. Lekker. So ja. Dis nie sê gou vir my, net gou okay, natuurlik kan mense jou kry op sosiale platforms, jy's op Facebook en ek glo op ander sosiale platforms ook beskikbaar. Ja, ek is oralste. Obviously by Cam, Kuleski Artist Management. Tanya doen my bookings daar, so hulle kan obviously die maklikste manier is deesdae om net op die internet te gaan en Kuleski in te druk, Kuleski Artist Management. En daar kan hulle nog, daar's ander sangers ook wat hulle ook kan as hulle wil ander sangers boek, maar ja, ons almal is daar, so hulle kan my daar boek. Want dis hoe my dinge maar werk, hulle moet daar se boek, as hulle my wil boek vir 'n show. Maar ja, op social media, ek maak in geval toe ek met Touch of Class was ek nie so aktief op social media nie, maar ek gaan raak nou weer 'n bietjie ernstig met die social media ding. Net gou 'n vraagie, want jy weet hierdie is iets wat sy kop uitsteek en kunstenaars het maar verskillende menings rondom dit. AI. Want deesdae kry jy nou AI wat liedjies sommer net, jy weet, vrystel of jy kan sommer net 'n liedjie gaan koop as jy 'n paar rand betaal. Wat is jou gevoel rondom AI? Ek het nie 'n probleem met AI nie. Ek dink dit hang af hoe jy dit gebruik. Ek ken dit nie. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek het nie 'n klou nie. Ek het nou al klomp goed gehoor by mense en wat se programme en wat. Al wat ek sê is as jy gaan nou, wat sê ding, my kinders gebruik ook daai ding. ChatGPT, ja. Ja, so iets. So as jy nou daar gaan en jy skryf 'n liedjie daar en jy sit hom in 'n ding. Ek dink dit is heeltemal cool nie. Maar as jy 'n program gebruik, ek weet nie die program se naam dan nie, maar as jy 'n program gebruik en jy doen alles jouself. Jou lirieke is jouself, jou wys, daai ding soos my seun my verduidelik het. Hy weet hoe vinnig goed werk. Jy kan klap wat jy wil hê, jy kan ewen jou gitaar speel en insing en presies wat daai het 'n bietjie probleem hê, want jy doen hom dan soos wat jy hom wil hê. Ja. Hy help net bietjie, maar hy gaan vinnig vir jou ouens wat nie kan skryf nie. Of hoe kan ek sê? Nee, nie skryf nie. Ouens wat nie musikaal is nie. Hulle kan nie altyd 'n instrument speel nie, so hulle kan nie altyd met 'n voorbeeld kom en sê hoe hulle wil hê ding moet klink nie. As jy hom wil gebruik vir dit, is dit all good. So daar's 'n lyn met AI. Dit help nie jy gaan dit en jy skryf en jy sit hom maar in en daar gaan die song en jy sit hom op die platforms nie. Ek dink daai is nie heeltemal reg nie. Maar as jy hom wil gebruik net as 'n hulpmiddel, cool, no problem. Ek wonder nou, jy weet as ek kyk na so 'n paar jaar vorentoe, of hoeveel kunstenaars sal nou hulle liedjies skryf en of 'n album uitbring en daar 'n hakkie skryf non-AI. Net sodat mense weet dit is jy. Dit is net jy. Dis nie met behulp van AI nie, want ek sou vir jou sê ek weet nie. Jy weet baie kunstenaars is maar bietjie skrikkerig met hierdie storie want daar is van die liedjies wat hulle self uitbring
wat verskriklik goed is en ja, kyk, dit hang af soos jy sê, reg sê. Jy weet, as jy dit reg gebruik as 'n hulpmiddel, ja, by all means doen dit. Die slegste ding van alles is, ek het gister met 'n pel gepraat. Die sê vir my, weet jy wat, Dusty? Almal, toe praat hy oor Jakkals vibes. Dis mos die song wat uitgekom het, wat almal oor gepraat het. Toe sê hy maar weet jy wat? Hy sê ek love it. Ek sê, okay, hoekom? Toe sê hy vir my, want dit maak sin. Dis nie meer oor, dit gaan nie oor dieselfde goed nie. Hy sê ons is moeg vir dieselfde liedjies wat uitkom oor boere en oor babies en chocolates en nie niks oor baby chocolates nou van Gerard Steyn, maar hy praat van hy noem nie weet die woorde wat in songs opkom. Weet so al daai woorde kom heeltyd op in songs. Party, hy praat van bakkies en trekkers en al daai goed. Hy sê dis nie ons is moeg vir daai goed. Hy sê nou kom hierdie song uit en is 'n song wat sin maak en is 'n lekker feel good song. So dis 'n probleem as mense van dit begin hou. Want kyk, hy kan nie gaan perform nie, man, dis AI. Dis AI, ja. En weet die ou sit in 'n bank. Ek weet wie die ou is van Jakkals vibes, sit in 'n bank. Dis iemand wat perform nie, is iemand wat kan sing nie. Hy het net gevoel hy by hierdie doen en dit werk vir hom want hy skryf goed self. So hy gebruik dit as 'n hulpmiddel net. So hy doen wat ek vir jou gesê het. Gebruik dit as 'n hulpmiddel, skryf self, doen self wat hy wil hê met die goed en dis hoekom dit so goed klink. As jy dit net straightforward AI gebruik het, sou dit nie so goed geklink het nie. Maar dit eintlik klink goed want hy doen in daai ding wat hy wil hê self. So dit is 'n moeilike ding. Moeilike ding. As jy het natuurlik nou al diep spore getrap soos ek vroeër gesê het en jy was al op plekke gewees wat ek dink baie mense wens hulle kon al gewees het en jy het al met mense opgetree wat baie mense weer wens hulle kon mee opgetree het en geken het. Mense wat nou nie meer daar is nie. Woorde van inspirasie vir opkomende kunstenaars. Wat sal dit wees van Dusty Dixon af? Jo, ek het al so baie daai vraag gekry. Dit is die moeilikste. Ek het nou reg weer. Dit is die moeilikste vraag om te kry. Beste is oom Zakel het vir my gesê Dusty nooit jou roots vergeet nie, jy weet. Stay humble want jy is nog net 'n mens en moet nooit vergeet vir die ouens wat jy daar gekry het nie. En skryf, ek net skryf jou eie songs. As jy moet AI gebruik om jou te help as 'n hulpmiddel, fine. As jy dit nie self kan doen nie, of gaan na 'n studio toe, daar's baie studios wat jy kan help. Maar skryf jou eie songs, dis waar dit oor gaan. Skryf, want jy gaan eventually, jy het net een song nodig om jou daar bo te sit, dat mense weet wie. En tree op soveel as jy kan, dat mense jou kan sien. Al het jy nog nie 'n song uit, of het jy nog nie 'n naam nie. Sing soveel jy kan by plekke waar jy kan. Gaan na 'n fees, die sê hoorie ek sal nie kom optree vir nie. Ek maak seker blootstelling. Dis die moeilikste ding, ek het nie daai gehad toe ek begin het nie. Dit was net nie daar nie. Daar's nou soveel opportunities. Maar nuwe songs. Skryf nuwe songs. Dis die beste way om daar's nie ander way nie. Dis regtig 'n moeilike bedryf. Dusty Dixon, baie dankie vir jou tyd man, dit was lekker geweest. Dankie dat jy so baie met ons gedeel het en ons wens jou alle sterkte toe vir volgende jaar. Ek dink jy gaan nou hierdie maand gaan jy nou net so 'n bietjie rus. Jy het gesê jy gaan Namibië toe. Nee, ek ry maandag. Nee, glad nie. Nee, ek het so jy's nog vol program. Nee, ek is volgeboek. Ek ry maandag volgende week ek ry Namibië toe. Ek ry Namibië toe op toer. Ek sal die 5de Januarie terug wees. Okay. Alright. En ek het elke dag 'n show. Party 2 shows 'n dag. So ek ek wens ek kon sê ek gaan 'n bietjie vakansie, maar Desember maand moet ons werk, want Januarie maand is jou stil maand en dan moet ek moet maar werk. Ons moet maar werk. Nou maar daar's hy. Dusty, baie dankie vir jou man. En dankie dat jy met ons gedeel het. Was baie lekker geweest en sterkte vir volgende jaar. En ons kyk uit na vir daai nuwe liedjies van jou en baie dankie dat jy bietjie met ons gesels het hier op Country Kollege op VCR TV. Dit was aan Dusty Dixon. Baie dankie weer eens Dusty en ons kyk uit vir jou. Baie dankie vir jou. Country Kollege Dinsdag aand. Dis ek Jimmy wat groet tot 'n volgende keer. Mooi loop.